Goeiedag vriende. Vandag wil ek verder gaan met die onderwerp wat ons begin het gister, vandag en tot in ewigheid. En ons het die vraag gevra en ons het gekyk na die boek van Hebreërs 13 en vers 8 het dit gesê Jesus Christus is gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Ons het die onveranderlikheid van Christus gesien in daardie stelling. En die vraag wat ons gevra het was, hoe lewe jy in die lig van gister, in jou vandag, na jou môre toe? En ons het tot die gevolgtrekking gekom, dat baie mense lewe nog in hulle verlede en is gevangenisse van die verlede. En ons het gekyk na die boek van Nehemia, en ons het uitgevind dat die boek van Esra en Nehemia is twee verskillende boeke, met een skrywer. En interessant genoeg, ek het ontdek dat die naam Esra letterlik beteken Yahweh helps. En die naam Nehemia letterlik beteken Yahweh vertroos. En Esra is 'n biblical typology, is 'n tipe van 'n Christus. As ons sê dat iemand is 'n tipe van 'n Christus, dan sê ons iemand in die Ou Testament behuis in 'n manier wat korreleer met die aksies en die karakter van Christus in die Nuwe Testament. Nou as ons kyk na Esra, dan sien ons hy was 'n man wat die woord van God na die volk toegebring het. Hy die Torah is die eerste 5 boeke van Moses, het hy na die volk toegebring. En ek wil net saam met u lees in die boek van Esra 7 en versie 10, dit lees ons volg. Esra het hom gewy aan die wet van die Here, hy wil dit in die praktyk toepas en Israel elke voorskrif en bepaling leer. In hierdie stelling sien ons dat Esra het 3 dinge gedoen met die skrif. Hy het die skrif gestudeer, hy het dit geleef en hy het dit vir die volk geleer. Esra was so devoted aan die skrif, dat hy 'n hart van kompassie gehad het vir sy volk, en het gehuil oor die sonde van die volk. Nou as ons kyk na Christus, hy is die finale boodskapdraer van God. Inteendeel, die Bybel sê, in Johannes 1, hy sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het geen ding ontstaan wat ontstaan het nie. Die Bybel verklaar ook in Hebreërs 1, hy sê, nadat God baie kere en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het in die laaste dae tot ons gespreek deur sy eie seun, wat hy aangestel het as erfgenaam van alle dinge, en deur wie hy ook die wêrelde gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid, en die uitdruksel van sy wese, en wat alles dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sonde bewerk het, gaan sit dit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, naamate hy ook 'n voortreffelike naam as al geërf het. Van wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek gegenereer, en weer ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. En ons sien dat Christus, jy sien, die mens het altyd gesoek na 'n middelaar. En Jesus het ons middelaar by God geword. Die Bybel sê in 1 Timoteus 2:5, daar is immers een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus. Jesus het ons middelaar geword toe hy die hemele verlaat het, aarde toe gekom het en ons sonde op hom geneem het aan die kruis. En toe hy aan die kruis sterf, het hulle hom in 'n graf begrawe en het triomfantlik die dood oorwin. En het teruggegaan na die Vader toe as ons middelaar, as ons advokaat. Hy is net die advokaat en die middelaar van diegene wat hulle hoop en hulle vertroue in hom plaas, wat in verhouding met hom staan. En my vraag aan u is, hoe deel u met die verlede in u vandag na u môre toe, is om u vertroue in Jesus Christus alleen te plaas. As u vertroue nie in Jesus is nie, wil ek u vandag uitdaag om u vertroue in Christus Jesus te plaas. Ek praat nie oor kerk nie, ek praat nie oor godsdienst nie. Ek vra, waar is u vertroue in? Het u vertroue in Jesus Christus ingeplaas? Dan kyk ons na Nehemia. Die naam Nehemia beteken Yahweh comforts. Yahweh vertroos. Nehemia is 'n biblical typology van die Heilige Gees. Jesus
verwys na die Heilige Gees as 'n trooster. Hy sê dit is voordelig toe Jesus die aarde geloop het, hy gesê dit is voordelig vir ons dat hy weggaan. Want as hy nie weggaan nie, gaan die trooster nie kom nie. Toe Jesus na die Vader toe gegaan het, het hy op die dag van Pinkster die Heilige Gees, die dierbare Heilige Gees gestuur om in ons te kom woon. Die Bybel sê van almal wat deur die Gees van God gelei word, die is die kinders van God. As u die gawe van die Heilige Gees wil ontvang, is dit van kardinale belang dat u vertroue in Christus Jesus in moet plaas. Dat u moet bekeer. Jy sien bekering, die woord bekering het sy betekenis verloor in die 21ste eeu. Ons dink dat bekering trane beteken. Ons dink dat bekering beteken wanneer jy huil. Dit mag dit include, maar bekering beteken as die Griekse woord wat beteken metanoia. Metanoia beteken jy in die rigting beweeg, nou verander jy van rigting. Dit is wat die woord metanoia beteken. En die vraag, hoe lewe jy die lig van gister al jou vandag na jou môre toe? Die eerste is om te bekeer. Bekering beteken om te verander. Ons sien in die boek van Nehemia 1, Nehemia het bekeer toe die stadsmure van Jerusalem verwoes lê. Lees ons in Nehemia hoofstuk 1, hoe hy voor God bekeer het en gebid het en gesê, Here, vergewe die sonde van die voorouers. Hy was 'n man van gebed. So die heel eerste ding is om te bekeer en dan gaan jy die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ek wil afsluit met dit. In die boek van Handelinge 2, verse 37 tot 39, die Bybel sê toe hulle dit gehoor het, as hulle diep in die hart getref. En hulle het vir Petrus en die apostels gesê, wat moet ons doen om gered te word? En luister na die vereistes. Petrus het gesê, bekeer julle en laat julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot die vergifnis van sondes en dan sal jy die gawe van die Heilige Gees ontvang. Van die belofte van die Gees is vir elkeen wat glo en vir die wat ver is. As u die belofte van die Heilige Gees wil ontvang, moet u glo in Jesus Christus. En as u in die vandag wil lewe en u wil bou na u môre toe, is dit van kardinale belang dat u bekeer. En dan sal u die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dit is die woord waarmee ek u wil bemoedig vandag. En as ons verder gaan môre en ons kyk na die boek van Nehemia, sal ons sien hoe Nehemia nadat hy bekeer is in staat was om Jerusalem se mure te herbou het. Ek wil afsluit in die woorde van E.M. Bound. Hy het gesê, en ek haal aan, hy sê, the past does not exclude the possibility, nor deemed that God has not done great things in the past. But a church that is dependent on its past history for miracle power and grace is a fallen church. The greatest benefactor that this generation can have is a man who can bring the teachers and the church back to prayer. Close quote. Môre gaan ons sien hoe Nehemia die mure van Jerusalem gaan herbou het. Die Here seën u wanneer u mediteer op hierdie waarheid.